Broers en susters, dit lyk my as my vrou en kinders nie hier is nie, dan kom die honde maar. Ekskuus vir dit. Broers en susters, enkele afkondigings om aan die deur te gee. Ons dink in ons gebede aan jonge broeder Barend van der Linde, wat in Wilgers Hospitaal opgeneem is. Ons bid daar ook verbeterskap vir hulle. Ons dink aan moeder Barend, Suster Ansumay, ook in hierdie tyd. Dan wat verjaarsdae betref, die 11de is die verjaardag Bernard Elms en Suster Frida Kreer, die 13de moeder Elardus Erasmus. Ons wil moeder Elardus, Suster Frida hulle en moeder Bernard baie hartlik geluk sê. Mag die Here hier ook in 'n nuwe lewensjaar ryklik seën en ook sy genade in oorvloed ook aan u gee. Wat ons offergawes betref, in die swart sakkies vir die instandhouding van die erediens en die rooi sakkies vir die diens van barmhartigheid. Dan, broeders en susters, vanaand om 6:00 het ons aanddiens. Dit is die laaste aanddiens vir die jaar. Daarmee saam met ons dan ook ons broodjies aand. U is welkom as u na die aanddiens kom. Die broodjies wat u na kerk by die huishou geëet het, bring dit saam kerk toe, dan eet ons dit sommer hier. Dan kan ons almal dit ook saam deel. Dan, broeders en susters, daar sal nie koffiekroeg wees nie, vir die jong mense nie, ons is so 'n bietjie min. Die koffiekroeg sal nie vanaand voortgaan nie. Wat geloftedienste betref, daar is geloftedienste nou oral hier in en om die omgewing. Nou, u sal ook weet waar u gaan, waar u gewoonlik inskakel. Geloftedienste by Hardekool, by die Hervormde Kerk. Daar is 'n diens op Steenbokpan. Ek sal daar voorgaan in die woordbediening en met die feesrede. En dan by Sarabel en by Stokpoort. Broeders en susters, hou maar die sosiale media dop. U weet ook in hierdie tyd hoe dit bekend gemaak word in terme van ons herdenking ook van die gelofte in 1838. En dan ter approbasie as die jakens hou ons aan die voorbroeder Johan Grobler Jr., broeder Hardus Koch, broeder Jowden Nel, broeder Johan Sutherland en broeder Jan Venter Jr. Broeders en susters, u is ook welkom almal om saam 'n koppie tee of koffie te kom geniet na die diens. Dat ons ook daar so met mekaar die gemeenskap van gelowiges kan beleef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Liewe gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here en ons sing van Psalm 48, die eerste en die 4de verse 1 en 4. Ons wil, o Heer, wat redding skenk, aan al u goedheid bly gedenk, as ons te saam is in u woning. Net soos die naam is grote koning, so is die glansverskyning. Die vyand se verdwyning word aan al die volkere bekend, tot by die aardse verste end. U hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. Daardie gedoog het vir ons kinders ook, en dat ons sing dit altyd, ons verstaan nie die ouer uitdrukkings nie. Dit beteken om goed te keer. Die hand van die Here keer nie die kwaad goed nie. Psalm 48, ons sing verse 1 en 4.
Liefde, saam met die kerk van alle eeue, kan ons ook nou ons geloof bely. En elkeen sê hierdie woorde in sy hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Liefdes, nadat ons die Here se wet gehoor het, gaan ons van Psalm 65 sing. Psalm 65, daar die tweede en die derde verse. Nadat ons die Here se wet gehoor het, verse 2 en 3, ons sal ons in u huis versadig met hoogste guns bewys, met heilige goed wat u milddadig laat stroom uit u paleis. U antwoord ons in reddingsdade, gedig is u in mag, en ons prys die blyk van u genade, die vyand toon ons sag. Nadat ons die Here se wet gehoor het, sing ons van Psalm 65, die tweede en die derde verse. Ons luister nou na die wet, soos die Here dit vir ons gegee het in Eksodus hoofstuk 20. U het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel,
of iets wat van jou naaste is nie. Ons bid saam. Ons almagtige God en ons Vader in die hemel, Here, ons dankie dat ons vanoggend weer ook hier in U huis by mekaar kan kom. Dat ons met die sekerheid, die wete dat U vir ons goed is, en Here, dat U met ons bemoeienis maak. U het ons nie aan onsself oorgelaat nie, maar U het aan ons die lewe gegee, die lewe waarin ons kan vashou. Vader, ons dankie vir die genade om te kan kerk wees, dat U dit so beskik het, dat hier 'n gemeente kan wees waar hier ampte kan funksioneer. Ons dankie dat U ouderlinge en die diakens ook geroep het. Vader, ons dankie dat U elkeen ook by die hand lei om sy amptswerk en taak uit te voer. Ons kan ons verheug, o Here, want U is vir ons waarlik goed en U versorg U kerk met alles wat nodig is. En ons wil U daarom loof en prys. Ons wil U naam groot maak. Ons wil U lof besing, want U is koning. Here, daar is geen mag, geen gesag bo U nie. Ons bid, o Here, dat U ook met ons sal wees. Dat U ons nou in hierdie erediens sal seën. Wil U gee dat die woord wat ons hoor, dat dit ons sal troos, versterk en sal toerus, sodat ons in gehoorsaamheid en in diensbaarheid in U koninkryk kan leef. Maar Vader, ons weet, dit gaan uiteindelik nie oor wat ons doen nie, maar die rykdom van die evangelie en die skerp punt van die evangelie lê juist daarin wat U vir ons gedoen het. Maar dit wek ons op tot dankbaarheid. En daarom is dit ons bede, maak ons dankbaar, Here, versterk ons deur U Gees, verlig ons oë, verlig ons harte, dat ons U werke sal sien. Vader, ons wil aan U opdra, almal wat ook siek is, wat vermoeid en belas is, wat bekommerd is.
Ons bid dat U met elkeen sal wees, dat U elkeen sal versorg en sal dra, sal seën. Wil U gee daar waar siekte is beterskap. As seentjie in die hospitaal is, wil ons bid, Here, dat U daar ook U genade sal gee. Dis ons bede, dat U ook met elkeen sal wees, ja Here, wat in die daaglikse stryd van die lewe ook met kop bo water hou. U ken ons bekommernisse, U ken ons beproewinge. Ons dink in hierdie tyd veral ook, Here, daar is soveel mense en soveel tye, nie net hier in ons land nie, maar ook die wêreld oor, wat onder verdrukking gebuk gaan, wat swaar kry, ook onder lewensgevaar. Wil U daar ook uitkoms gee? Wil U daar waar gelowiges vervolg word terwille van net die feit dat hulle U naam bely, wil U daar volharding gee? Die genade, uitkoms en rustigheid. Vader, ons bid ook in ons eie land, en waar ons die afgelope tyd ook hier in ons omgewing ook weer geskok is deur 'n plaasaanval. En ons bid, Here, dat U daar vertroosting sal gee, dat U daar die familie ook sal versorg en waarlik sal troos. Ons bid vir ons boere, vir ons landbouers, vir hulle bewaring en hulle beskerming, dat U hulle veilig sal hou. Here, ons bid ook dat U geregtigheid na vore sal bring in hierdie land van ons. Dat U reg sal geskied. Want ons weet, Here, dit is uiteindelik in die onreg waar die gevolg die dood is. Maar U reg en U geregtigheid, daarin lê die lewe. Vader, ons bede is dat U ons elkeen sal bewaar en beskerm, dat U ons sal vashou in U genade en sal versorg met alles wat nodig is. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, ons sing van Psalm 33 verse 1 en 8. Verse 1 en 8 van Psalm 33. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer. Dit pas opregtes God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Vers 1 en 8 van Psalm 33.
Broers en susters, ons lees saam die Here se woord uit Numeri hoofstuk 13. Ons lees uit Numeri 13, ons lees daar net die eerste 3 verse van hoofstuk 13 en dan weer verder van vers 23 af. En dan lees ons tot by hoofstuk 4 vers 10. Of hoofstuk 14 vers 10. Ons lees uit Numeri 13 vers 1. En die Here het met Moses gespreek en gesê: Stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle 1 man stuur, elkeen 'n owerste onder hulle. En Moses het hulle uitgestuur uit die woestyn Paran volgens die bevel van die Here. Hulle almal manne wat hoofde was van die kinders van Israel. En broeders en susters, dan word daar nou die lys van name gegee. Die hele lys van name word dan nou gegee uit die 12 stamme wie as verkenners dan aangewys is. Van vers 17 af, dan word hulle die land ingestuur en dan word daar vertel waar hulle oral gaan. En dan lees ons van vers 23 af. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom en daar 'n rank met 1 tros druiwe afgesny. En 2 het dit aan 'n draagstok gedra, ook die granate en van die vye. Die plek het hulle die dal Eskol genoem vanweë die tros wat die kinders van Israel daar afgesny het. En na verloop van 40 dae het hulle teruggekom om van die land te verken. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran in Kades. En dan hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê: Ons het gekom in die land waarin U ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, maar die Hetiete en die Jebusiete en die Amoriete woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê: Laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê: Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het deur te sê: Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig, en ons was so sprinkaan in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Toe het die hele vergadering uitgeroep. Hulle het hulle stem verhef, die volk het die nag geween, en die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron en die hele vergadering, en dan hulle gesê: Ag, as ons maar in Egipteland gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het, en waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n byt word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? En hulle sê vir mekaar: Laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Joshua die seun van Nun en Kaleb die seun van Jefune, 2 van die wat die land verken het hulle klere geskeur, en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê: Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here welbehae in ons het, sal hy ons hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons.
wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word, maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Ons lees tot sover. Broeders en susters, in vers 6 tot 9 word hier die hele rede van Joshua vir ons weer gegee, maar dit trek dit saam in die laaste sinnetjie van vers 9, waar hy sê, die Here is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. Liefde broeders en susters, as ons in die Bybel die boek Deuteronomium gaan vat en deurlees, dan is daar een saak wat duidelik word. Lewe speel 'n baie belangrike rol in die volk van Israel. Daar lees ons dat die Here gee sy wet aan sy volk. Die Here gee sy verordeninge en sy insettinge aan sy kinders. En dan sê hy dit telkens, sodat julle kan lewe. Die Here sweer, hy eet daarmee, ek neem vandag die hemele en die aarde as getuienis teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Die volk se bevryding uit die dooie slawe toestand van Egipte het juist 'n doel gehad dat hulle kan lewe. Nie as slawe nie maar net 'n onderdrukkende bestaan nie, maar dat hulle vry kan wees om die Here te kan dien in die land wat hy hulle beloof het. Dat hulle vry kan wees om die Here te verheerlik en sy naam groot te maak. Dat hulle hom kan aanbid soos hy beveel het. Maar broeders en susters, die Here gee lewe. Dit is altyd wonderlik. Maar die gelowige het ook 'n verantwoordelikheid. Nie om die lewe te bekom nie, want die Here gee dit, maar om aan daardie lewe vas te gryp. Om daardie lewe aan te gryp. Ja, so werk die Here met ons. Hy beproef ons geloof, hy toets ons vertroue in hom. Ook in die onbekende wat oor ons pad kom, dan toets die Here ons dikwels, sodat ons weer kan sien, maar hy gee die lewe. En ons lewe is in sy hand. Ja, beproewinge kan ons hartseer maak, dit kan ons bekommerd maak, dit kan ons besorgd maak. Miskien kan dit ons ook onseker maak. Nou is dit juis, broeders en susters, wanneer ons hierdie groot genadegawe van die lewe voor ons sien, maar ons ervaar ook die beproewinge en die swaar kry wat die Here gee, dan is dit asof ons vertroue begin wankel. Ons kan maar daaraan dink. As ons hoor van plaasaanvalle, van misdaad, van dit wat ons in ons land sien gebeur, as ons hoor van die oorloë en die gerugte van oorloë, dan vra die gelowige op 'n stadium, maar waar is die Here in dit? Hoekom laat die Here hierdie dinge toe? En as ons daardie beproewinge aan ons lyf begin voel, dan voel dit vir ons dikwels, maar die Here is mos nou nie hier meer by my nie. Die Here is met ons besig, geliefde broeder en suster. Hy is met ons in ons lewe besig. In voorspoed gee hy ons seëninge, maar in beproewinge, liefde broeder en suster, is hy besig om ons te toets en te vorm. En daarom is dit nodig vir ons, sodat ons, wanneer ons dit beleef en ervaar, dat ons nog meer in vertroue aan hom kan vasgryp, nog meer
die lewe in hom gaan soek. In hierdie bekende geskiedenis wat ons vanoggend gelees het, sien ons ook hoe Israel reageer wanneer hulle voor 'n toets te staan kom. Nou, hulle kyk so vas teen die gevaar rondom hulle, dat hulle eintlik blind word vir die Here se genade vir hulle. Nou, hulle sien nie meer sy versorging en bewaring nie, want hulle kyk vreesagtig vas teen die bedreiging wat voor lê. Ja, en deur die vrees vir die onbekende wat voor hulle lê, bly hulle vasgevang en gryp hulle vas na 'n verlede bestaan van slawerny. Jy sien, die ironie is hierin eintlik groot. Israel, hier op die grens van die beloofde land, hulle kom by 'n punt dat hulle sê, ja, die Here het ons versorg tot hier, en hy het dit wonderbaarlik gedoen met groot wonderwerke. Maar hierdie is nou daarom een tree te ver. Dit kan ons nie doen nie. Hy sal nie hier met ons wees. Hier gaan ons omkom. Laat ons maar eerder weer slawe in Egipte gaan wees. Nou, hoe moet 'n gelowige reageer hierop? Hierdie geskiedenis gaan ons nou hanteer, broeders en susters. Maar die hoofsaak van ons prediking lê eintlik in 'n baie eenvoudige, algemene kennisstelling. Ons kan op die Here vertrou, want hy is met ons. Broeders en susters, ons sê dit so maklik, ons kan op die Here vertrou, want hy is met ons. Maar het jy al mooi gaan dink wat dit beteken? Wat dit beteken wanneer ons by die kruispaaie en die beproewinge van ons lewe te staan kom? Dan sien ons, ja, daar is gevare rondom ons. Maar die Here gee sy beloftes aan ons. En dit wek uiteindelik vertroue in ons op hom. En dis wat ons in die prediking moet hoor vandag. So ons fokus eers op die gevare wat daar rondom ons bestaan, en dan in die tweede plek die beloftes wat die Here gee, en derdens op die vertroue wat daar dan kan wees in hom. Hierdie geskiedenis wat ons gelees het is baie bekend. Dis reeds al so 2 jaar van dat Israel uit Egipte verlos is. En dit lyk asof hulle reispad tot 'n einde kom. Die belofte gaan realiseer. Hulle het inderdaad 'n tyd lank by die berg Sinai vertoef. Daar is die tabernakel gebou. Hulle het ook die ark daar gemaak. En uiteindelik kom hulle hier nou in hierdie woestyn Paran aan. Die belofte van nuwe lewe wink vir hulle. Die beloftes van die verbond gaan nou realiseer. Maar die Here laat hulle nie maar net die land in nie. Dit is nie asof die Here maar net 'n hek oopmaak en sê, gaan in en gaan voort nie. Hulle kan nie intrek en elkeen vir homself maar net 'n plek gaan kry en dit bewoon nie. Nee, hulle moet eers verkenners stuur. Daar gaan 'n proses wees. En uiteindelik later weet ons dit, dan gee die Here hulle die bevel, hulle moet die land tot die banvloek tref. Die afgodediens moet uit die land uitgewis word. Maar hier begin alles eers. Moses moet eers 1 man uit elke stam as verkenners die land instuur. En die opdrag is baie duidelik. Ons het dit nie hier saam gelees nie, maar hulle moet kyk. Hulle moet gaan waarneem, hulle moet gaan sien. Kyk of die volke wat daarin woon, of hulle sterk is of swak is. Hulle moet ook kyk na die tipe nedersetting, na die stede. Is dit laars? Met ander woorde, 'n tipe nedersetting, of is dit vestings, geboude stede? Hulle moet die opbrengs van die land gaan bekyk. Is dit goed of sleg? Hoe lyk die vrugte van die land? Hulle moet dapper wees. En dan sê Moses vir hulle, bring ook vir ons van die vrug saam.
So nou gaan die verkenners en hulle gaan voer hulle plig uit. Nou broeders en susters, hier net eers 'n enkele toepassing en 'n opmerking. Kyk hoe wonderlike werk die Here met ons. Die Here verlos Israel op 'n wonderbaarlike manier uit Egipte. Hy versorg hulle in die woestyn met water uit 'n rots uit, met hemelbrood, met manna. En tog hef dit nie die volk se verantwoordelikheid op nie. Toepassing is eenvoudig. Die Here doen wonderwerke en die Here is almagtig en hy doen wonderlike dinge in ons lewe. Maar die Here hef nooit ons verantwoordelikheid op nie. Ons moet nog steeds werk. Ons moet nog steeds leer. Ons moet nog steeds diensbaar wees. Ja, ons kan nie onverskillig wees. Ons kan nie dink, ja wel, as die Here nou nie 'n wonder in my lewe doen nie, dan gaan daar ook nou maar niks in my lewe gebeur nie. Broeders en susters, ons het 'n roeping en 'n verantwoordelikheid. Maar terug by die verkenners. Na 40 dae kom hulle terug en hulle kom met hulle verslag. 10 van hulle lewer 'n meerderheidsverslag. En die feite van hulle sending word besonder uitgelig. Hulle het hulle opdrag uitgevoer en hulle het met bewyse van die besondere gawes van die land gekom. Hulle dra hierdie groot druiwetros wat deur 2 mans op draaghoute gedra moet word as 'n bewys daarvan. Kyk, die land wat die Here vir ons gee is waarlik vrugbaar. Dis inderdaad 'n goeie land. Maar strategies is dit nie 'n goeie plan om nou die land in te neem nie. Die stede is versterkte vestings en die verskillende volke is groot. En dan het hulle ook nog die Enakiete gesien. Hulle is nie net groot in getal die Enakiete nie, maar hulle is ook groot van gestalte, dis reuse. Maar hulle het ook hulle self gesien. Ja, Israel het na hulle self gaan kyk, hierdie 10 manne, en gesê, ons is maar so springkane. As hierdie Enakiete op ons gaan trap, en as die Amalekiete en die Jebusiete en die Kanaaniete oor ons gaan kom, is dit so springkane wat deur mense vertrap gaan word. Nou, ons het nou net gesê, dit is so, die mens het verantwoordelikheid. En broeders en susters, nou klink dit asof hierdie manne is daarom besonder verantwoordelik. Dit is so. Miskien is hulle. Maar hulle sien nie die Here nie. Hulle kyk net vas teen hierdie volke voor hulle. Ja, die risiko's wat die 10 verkenners aan die volk van Moses voorhou, getuig nie net van versigtigheid nie, en van verantwoordelikheid nie, maar in wese getuig dit van klein geloof. Verstaan dit baie mooi. Hierso staan mense wat enkele jare tevore gesien het, hoe die Here die magtige Farao op sy knie gedwing het. Hoe die Here 'n magtige volk soos Egipte, wat 'n wêreldmoondheid op daardie stadium was, ja, dodelike wond toegedien het. Nou hier staan manne wat gesien het en ervaar het en gesmaak het dat die Here goed is, dat hy hulle beskud en bewaar. Maar dit is maar hoe kort die mense geheue is, geliefde broeder en suster. Dan hierdie geskiedenis openbaar die Here vir ons juis ons probleem, die ellende wat ons so vaskleef. Ja, die verkenners sien nie net die reuse uitdaging voor hulle lê nie. Hulle sien hulle eie nietigheid, en die probleem dat hulle eie nietigheid sien is dat hulle weet hulle het nie krag nie. Dat hulle hierdie stryd en hierdie gawe van die Here, dat hulle dit eintlik uit hulle self moet inneem, en dan raak dit onmoontlik. En dit is dikwels ons probleem. Dit is asof hulle van oortuiging is dat die Here net 'n deel van sy verlossingsplan gaan uitvoer,
en dan moet hulle die res doen. So die Here het hulle nou uit Egipte verlos, maar die inname van die land is nou hulle probleem. En dit is hoe ons dikwels dink oor die Here se werk met ons. Ja, ons sien die wonder van sy verlossing in ons lewe, maar nou is my verantwoordelikheid iets wat los staan van die werk van die Here. Ja, as dit die geval is, sê die Israel, dan was dit maar beter dat hulle eerder in Egipte gebly het. Geliefdes, dat ons dit baie mooi verstaan. Die dag toe ons verlossing uit die hand van die Here ontvang het, die dag toe die Here in sy groot genade in ons lewe ingegryp het, toe hy ons hart geneem het en die hart van klip uitgehaal het en 'n hart van vlees gegee het wat op hom vertrou en in hom glo, ekskuus, op daardie dag, toe het alle beproewing nie ewe skielik tot 'n einde gekom nie. Toe het alle twyfel en klein geloof en aanvegtinge en aanslae van ons lewe nie ewe skielik opgehou nie. Ja, die seëninge van die Here se verlossingswerk is wonderlik. Maar die uitdagings van 'n sondegevalle wêreld bly 'n werklikheid. So wanneer ons dan met beproewinge, as ons met die uitdagings getrou word, wees bewus hiervan. Sien dit in onsself. Ons is geneig daartoe om in reaksie op die beproewinge en die uitdagings bloot oor te gee, teen ons onvermoë vas te kyk en teen die grootsheid van die beproewing te stuit. Daar lê ons krisis. Dit is makliker om oor te gee. Maar as dit is waar ons nou moet amen sê, broeders en susters, hoe sal ons dan kan voortgaan in hierdie lewe? Gelukkig was daar 2 ander verkenners wat 'n perspektief gestel het. By wyse van spreke kan ons sê wat 'n minderheidsrapport kom lewer het. Dis 2 verkenners wat dieselfde dinge gesien het, maar hulle kom met 'n ander voorstel. Joshua en Caleb, hulle sien ook die sterk stede, hulle sien ook die vestings, die groot getalle, hulle sien ook hierdie kinders van die Enakiete, maar hulle beveel aan, dis nou die tyd, laat ons nou die land inneem. Ja, hulle weet, die Here is groter in mag en krag as wat die inwoners van die land is. En daar is iets meer wat hulle weet. Hulle weet nie net dat die Here groter in mag en krag is nie, maar hulle weet ook dat die Here getrou is aan sy beloftes, en broeders en susters, dit is iets wonderliks om aan vas te hou. Jy sien, die verlossing uit Egipte was nie maar net hierdie lukrake besluit van die Here op die ingewing van die oomblik, ja, ek wil nou my volk verlos nie. Nee, dit is 'n daad wat op vaste beloftes rus. In Genesis 50, daar sê Josef aan sy broers, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. Broeders en susters, dit is 400 jaar voordat dit gebeur. Dit is nog voordat Israel 'n volk is. Toe Israel maar nog net 'n familie van broers was. Toe word die beloftes van verlossing en seën in die beloofde land al uitgespreek, profeties deur Josef gesien. En nou staan hulle op hierdie punt. Alles wat met hulle gebeur het op die pad, alles wat hulle ervaar het en weer ervaar het, getuig daarvan dat die Here sy beloftes hou. Ons moet dit baie mooi verstaan, geliefde broeder en suster. Ja, die Here is almagtig. Die Here is alwetend en alsiende. En hy kan enige iets doen. Dit is alles waar. Maar die grootste troos vir ons as kinders van die Here is dat hy getrou is.
dat die Here nooit teruggaan op sy beloftes nie. Maar die openbaring van die Here is duidelik aan hulle gegee by die berg Sinai. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sou julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dis die woorde wat jy vir die kinders van Israel moet meedeel. Broers en susters, dit getuig van God se trou. Die hele aarde behoort aan die Here. En die Here dra sy volk op arensvlerke. Op arensvlerke bring hy hulle na hom toe. Hulle behoort aan hom, hy sonder hulle af vir hom. En omdat die aarde aan hom behoort, sal hy sy beloftes gestand doen. Wonderlik om te weet. Israel, hierdie klein nietige volkie wat maar so sprinkane is, en inderdaad hulle is so sprinkane, maklik om te vertrap deur hierdie groot nasies, en hierdie groot volke rondom hulle. Maar hulle is die volk in wie die Here 'n welbehae het. En juis omdat hy 'n welbehae in hulle het, sal hy sy beloftes ook deurvoer, die land aan hulle gee. Hierdie beloftes van die Here se nabyheid en voorsienigheid, dit is besondere werke wat die kinders van die Here nie mag klein ag nie, geliefde broeders en susters. Ja, ons weet, ons Here Jesus is met ons. In Christus is die Here Immanuel, God met ons. Maar dit het besondere implikasies vir ons, wat ons moet begryp. Die eerste implikasie is dat ons ontvangers van 'n nuwe lewe is. Vir Israel lê die nuwe lewe oop in die land. 'n Land van belofte. En hulle kan dit deur die geloof in besit neem. Ons kan dit ook in die geloof in besit neem. Ja, die nuwe lewe wat die Here aan ons gee. In 'n land van heerlikheid, 'n nuwe Jerusalem, wat hy aan ons beloof. En hulle is ons stryd nie verby nie. Dis waarom ons kan vashou. Dis sy beloftes, hy is getrou, en hy gee dit vir ons. Ja, daar is baie seëninge in die Here se heerlikheid, en wat ons as verloste kinders van die Here as reuse vrugte kan ontvang. Maar daar kom ook reuse aanvegtinge, en menigte aanslae nog in ons bestaan. En dis die tweede saak wat ons kan weet. Dat omdat Christus met ons is, kan ons glo in dit wat hy beloof, en kan ons in die stryd ingaan. Want hy het oorwin. As ons in moedeloosheid oorweldig voel, kan ons in die geloof weer vasgryp aan die beloftes wat hy aan ons gegee het. As ek alleen voel, kan ek vasgryp aan die belofte van sy nabyheid. Die belofte dat hy ons sal versterk, die dag as ek swak voel en ek kan nie voortgaan nie. As die stryd my weer wil oorweldig, dan kan ek vashou aan die belofte, maar hy sal oorwin. Wanneer dit vir my voel of alles tot 'n einde kom, en dat daar geen sin is nie, dan gryp ek vas aan die belofte dat hy die groot gawe en die groot genade is. Broeders en susters, die Here het beloof, hy gee sy gees aan ons, 'n trooster. En deur die gees bevestig hy al hierdie beloftes ook aan ons. Nou wat is nou die gevolg hiervan? As die Here hierdie beloftes gee, dan moet die volk ons vertrou. Veral in die besondere omstandighede waarin hulle bevind. Jy sien, die probleem wat nou onder die volk posvat, is dat hulle teen die Here opstandig word. Hulle klein geloof en hulle wantroue in die beloftes van die Here het uiteindelik opstand tot gevolg.
Dadelik, wat doen hulle? Heel eerste, gee vir ons ander leiers. Die Moses en Aaron is net besig om ons in die verderf te lei. Gee vir ons ander leiers, na ons smaak, wat ons terug kan vat na Egipte toe. Miskien dink hulle, daarom goeie ouens, wat met die Egipte, met die Farao kan praat, dat hy daarom nie nog swaarder werk op hom sal laai nie. Maar later dan stel die Here dit duidelik. Dit is nie net teen Moses en Aaron wat die volk in opstand kom nie. Maar hulle kom teen die Here in opstand. Hulle is besig om die Here te verag. En daarom in die lig van die Here se trou aan sy beloftes, roep die Here hulle op. Moenie vrees nie, maar vertrou. En dit is wat Joshua en Caleb uiteindelik, wat hulle borrelend tot uiting bring. Dit is asof hulle loop oor van vertroue. Ja, hulle betreur die ongeloof van hulle volksgenote en hulle vermaan hulle skerp, maar hulle getuienis is vertroue. Hulle rede vir die volk stel die oorwinning eintlik as 'n feit. Dit is opmerklik as jy dit gaan lees en die taalgebruik daar sê dit vir ons so duidelik. Dit is nie 'n verwagting wat in die toekoms lê dat hulle sal oorwin nie, maar dit is asof dit 'n feit is, asof dit klaar gebeur het. Nou, in hulle rede stel hulle dit baie duidelik. Hulle sal nie 'n moontlike oorwinning behaal nie. Hulle sal nie as hulle die dinge reg speel die oorwinning behaal nie. Maar as hulle op die Here vertrou, as hulle aan hom vashou, dis 'n gegewe feit. Broeders en susters, wat se rede het ons om die Here nie te vertrou nie? Dis 'n vraag. Dis 'n vraag wat ons vir onsself dikwels moet vra. Wanneer ek daar in die diepte van my probleem sit, in die diepte van my ellende sit, wat se rede het ek om nie op die Here te vertrou nie? As ons kyk alles wat hy doen, alles wat hy gee, alles wat ons ontvang. Die Here het ons begenadig. Die beproewinge en die uitdagings is 'n werklikheid. Ons is nie gevrywaar daarvan nie. Die Here gee aan ons seëninge van 'n nuwe lewe. Maar broeders en susters, hy het ons nog nie uit die bestaan van hierdie jammerdal verlos nie. En tog gaan ons weet, die Here is met ons. En tog kan ons dit ook sê, mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Want hy wat julle roep, hy is getrou. Hy sal dit doen. Amen. Kom ons dank saam. Ons almagtige God en ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, vir die genade wat ons vandag weer beleef. Here, U ken ons elkeen, U ken ons by die naam, en U weet wat is ons bekommernisse. U weet wat is die stryd waarin ons onsself voel. En Here, in die midde van daardie stryd, bevestig U dit weer aan ons. Ons kan op U vertrou, want U is getrou. Maar Vader, as gelowige kinders van U, kan ons dit vandag ook seker weet, daar is vir ons geen rede. Here, nog nooit het daar iets gebeur wat ons vertroue in U kan laat wankel nie. En daarom wil ons bid om vergewing. Vergewe ons, o Here, wanneer ons kleingelowig is. Vergewe ons wanneer ons in wantroue verval. Wanneer ons meer op ons eie krag begin vertrou en op onsself begin staatmaak. Maar Here, wil U ons ook daarin lei dat ons met verantwoordelikheid altyd ons geloofsoog op U sal hou.
hierdie dinge kan ons alleen bid in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Broeders en susters, vers 3 en 7 van Psalm 118 gaan ons saam sing. Psalm 118 verse 3 en 7. En daar kom verse 3 en 7, dit is die Heer wat my gesterk het. Hy is my lied, my psalmgesang. Hy was dit wat my heil bewerk het, dis loof ek hom my lewe lang. Ek hoor al om die blye galme van vromes na die lydensnag, al tent weer klink van dankbare psalme, Gods regterhand doen grote krag. Vers 3 en ook vers 7 van Psalm 118. Liefde gemeente, verhef die harte tot God en ontvang die Here se seën ook in hierdie week. Want dit is onder sy seën dat ons waarlik ook op hom kan vertrou. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.